winter om die draai. Ek weet nie of dit al by julle op die voorstoep nie, het voel maar nog redelik warm hier by my. Maar ek neem maar dit is 'n bietjie kouer daar by julle. Hou ek baie fyn dop in die watertemperatuur en hy gaan, as hy nou mooi midwinter is, dan gaan staan hy so tussen 12 en 10 grade. En glo my, daai is yskoud. Jy weet, dis dis daai brandkoue. So nee, ek verstaan. Hoe lyk jou strop? Wat is 'n strop engel om skaal? Grote hoek, hoe klein, want dis nou ek ken dubbing. So vir my ek sal nie eens geweet het waar om te begin met 'n strop. Kyk, ou moet onthou dat die rivierengel is wildengel. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Saki van die Kerk. Alright, welkom terug by nog 'n episode van the Original Podcast. Ons het vanaand vir julle weer baie lekker episode. Ons maak dit 'n tradisie om so kyk of ons so een keer 'n jaar of een keer in 8 maande 'n episode met ons gas kan doen. Dis al die derde keer, ek dink dat ons om derde of dalk die vierde, ek dink dis die derde keer dat ons nou op die podcast het. Maar voordat ons aan toe gaan, Dad, welkom by vanaand se episode. Dankie Sakkie. Ja nee, ek is reg. Ek is gepanser met 'n stewige whisky. Rowwe dag gehad. So ja, laat ons kyk of ons ontspan 'n bietjie sens praat vir 'n rukkie. Ja nee, dit sal lekker wees. Ek sien uit daarna. Ja, en ons is nou besig met ons is nou in ons derde jaar van die podcast. So ek dink dit is 'n goeie plek om te sê, ons het hom Skalk nou 3 keer daar gehad, so ons sê ons doen hom Skalk so 1 keer 'n jaar, doen ons 'n episode met hom. Oom Skalk, welkom terug by die episode. Dit is regtig lekker om 'n bietjie met hom weer te gesels. Sakkie, baie dankie vir die voorreg, Barry. Dankie vir die geleentheid. Jy weet, ek sit en dink toe jy nou nadat jy my gebel het. Ek dink ons mark het dit baie meer nodig dat die ouens bietjie met mekaar gesels, want jy weet, die mense daar buite is honger om te hoor, jy weet, en dit maak nie saak of dit van my af is of van wie af nie. Jy weet, want dit gaan alles oor een ding, en dit is ons produk visvang en ons kliënte is hengelaars, jy weet. So dankie vir die voorreg. Dit bly en is altyd 'n enorme voorreg. Barry het my nou die dag gebel toe sê vir my, hoorie my broer, dis nou 30 jaar vandat jy die firma gekoop het, en jy weet, dis hoe lank ek vir Barry ken, en dis al hoe oud is jy nou, Sakkie? Ek is 32. Okay, so Sakkie was 2 jaar oud toe ek vir Barry ontmoet het. So dis 'n klein man, en vandag is hy 'n belese man. Hy bly oor see en doen goed vir homself, jy weet. So dis so lekker, jy weet. Vandag voer hy die onderhoud. Daai tyd kon hy nog eers behoorlik praat nie. So wel dan. Kon nog nie loop nie. Ja, maar ek dink ek net vir die luisteraars ook by die huis sê dat ons het toe ons nou gesels het rondom ons gesels gewoonlik so 2 of 3 weke voordat ons 'n podcast rekord, begin ek by pa te gesels rondom gaste en goed dit. Ek sê te my pa, ek sê vir my sak, ons het reg lanklaas met hom Skalk episode gedoen. Ek wil die winter episode doen, en ek gedink hom Skalk is iemand wat ek graag waaroor wil gesels. En my pa het hom Skalk gebel, en dis die maklikste ja wat ons kry. Dis uit die mense wat ons vra het, is hom Skalk amper een van die maklikste ja. Dis hom Skalk en Gideon. Ek weet nie wie sê vandag se ja nie. Maar dit is regtig, dis glad nie vir ons, dis is moeilik vir ons om hom op die podcast te kry, en ek wil vir hom dankie sê daarvoor. Ek dink oom is altyd bereid om te deel. Ek weet iemand met oom se naam, as ek dit so kan stel, dis nie altyd maklik om oom in die hande te kry nie, maar vir oom om tyd uit te sit en te sê, hoor, kom ons gesels bietjie visvang, kom ons gesels bietjie rondom die wintervisvang. Ek dink dis iets wat ek waardeer dit. Ek weet daar's 'n klomp luisteraars by die huis wat dit waardeer. So ek dink dis sommer net 'n lekker situasie waarin ons sit. So dit. Ons het nou verlede week het ons gou daai episode uitgesit vir die members. Ek net vir die klomp sê, as julle nou nog nie deel gevorm het van die membership nie, julle kan gaan kyk in die link onder, is daar 'n join knoppie, julle kan daai join knoppie klik. Word julle deel van ons members. Ons het 'n video uitgesit vir die members waar ons vir hulle gesê dat ons kort hulle hulp om bietjie vir ons inligting, om vir ons vrae te vra. Dan kan ons mense kry om daai vrae goed te beantwoord. En ek het 'n klompie e-mails gekry al klaar. Rondom vrae wat ons kan beantwoord. So ons sal definitief die week sal ek 'n paar bietjie sit, dan kan ons nog 'n video net rekord vir die members waar ons met hulle kan bespreek rondom. Hulle praat oor stroppe, waar ons deur die stroppe saam met hulle gaan. Al sulke tipe van goed. Nee, soos om net 'n lekker conversation wat ons al kan hê. Maar ja, ek dink dis al van die administratiewe kant af. Kom ons hardloop gou deur. Oom Skalk, winter om die draai.
ek weet nie of dit al by julle op die voorstoep nie, dit voel maar nog redelik warm hier by my. Maar ek neem maar dit is 'n bietjie kouer daar by julle. Nee, kyk Sakkie, ons het so 2 weke terug toe doen ek 'n ding, toe sê ek die winter begin so 'n bietjie tande wys en hierdie naweek het hy regtig gegrom. Nou ons wag nou al lank dat hy 0 en sap moet gaan en ons het Saterdag 'n klap kom gehad, dis hy -2. So is nog nie koud nie, maar hy kom, jy weet ek dink dis tyd. Ek is persoon hou nie van die winter as gevolg van die besigheid nie, maar as gevolg van die visvang. Is ek altyd opgewonde as dit winter word, want dan verander die hele dinamika rondom visvang en dan begin ons daai groter visvang. Ons almal wil, jy weet, ek's 'n paapgooier, ek sê dit uit en uit. Ek's nie 'n spesie hengelaar nie, so vir my om met paapgooi groter vis te vang en jy weet veral in ons area waar ons gebless is met 'n plek soos die Vaalrivier, is dit seker een van die mees opwindendste tye. En ja, so winterhengel is vir my, ja, ek kan nie wag nie, jy weet, want dis nou 'n klompie goedjies wat bymekaar moet kom, maar jy kan dit eintlik so mooi beplan. So die winterhengel is vir ons awesome. So ek kan nie wag nie. Ja nee, daar hier by ons is dit heel 'n perd van ander klere. Ek dink hier by ons is dit verkoop ou nou baie keer meer OBS as wat jy van die moties en goed verkoop. Want die ouens, jy besef, jy het geduld nodig. Ek dink in Valdam is dit seker een van jou groter moties wat 'n ou nodig het, is geduld. En saam met die geduld dan raak jy ons maar 'n bietjie ongeduldig en dan sê hulle wag, hier slak is koud kos, vat net 'n slukkie OBS en net nou dan vergeet hulle soveel geduld, hulle wag sommer 4 ure vir 'n byt. Ja, nee, dis maar rof. Ja, oom Skalk sê dat oom Skalk word opgewonde as die winterhengel daar kom. My pa raak 'n bietjie hartseer want hy trek vir Grietjie daar onder 'n seil. En nou Grietjie weet ons gaan nou vir 4 maande gaan sy nie water sien nie. So Ek kan nie met 'n wader op die boot klim nie. Ons moet vir pa so 'n dingetjie uitrol dat opblaasmatrasse oprol dat pa op die boot kan klim en af. Ek het gesê ek gaan definitief die wader aantrek. Trek die wader aan, ek hoef mos nou nie heeldag met hom op die boot te loop nie. Ek kan mos uittrek as ek op die boot is. Maar wragtig om nou daarom met daai kalpene in die dam in te gaan om die boot in en uit te haal, gaan nie werk nie. Ja, maar pa sê pa gaan hierdie, skus hom. As 'n ou dink, kyk by ons raak dit nou nie so koud dat die damme nie goed ophuis nie, maar die oomblik wat daai watertemperatuur hier van 15 af onder toe gaan, dan byt hy, jy weet, so met kalkbeentjies en goed in die dam in te gaan, jy weet, ek hou ons dammetjie, jy weet, ek Klipdrif is maar my dam, hou ek baie fyn dop met die watertemperatuur en hy gaan, as hy nou mooi midwinter is, dan gaan staan hy so tussen 12 en 10 grade. En glo my, daai is yskoud, jy weet, dis daai brandkoue. So nee, ek verstaan die boothengel en die gevaar daaraan, jy weet, maar watertemperatuur is iets anders, jy weet, so en die gevaar natuurlik van 'n wader, jy weet self, want as jy met daai man in die water val, dan hulle hoef gelukkig nie ver te soek nie, net daar waar jy afval, want jy gaan daar onder staan. En jy gaan so regop staan. Net so. Oom Skalk sê dit nou, ek weet dit is iets wat ons vat dit as vanselfsprekend. Maar ek dink dis dalk iets wat 'n mens maar net moet noem. Ek weet nie hoeveel van die luisteraars al ooit daaraan gedink het of enigiets dit nie, maar as jy byvoorbeeld op 'n kanoe of op 'n kajak of 'n ding klim met 'n wader, dis sekerlik die gevaarlikste ding wat jy in ons sport kan doen. As daai wader 'n bietjie water vat, dis nie 'n ding van jy gaan dryf nie, jy sink soos 'n klip. Sal dit. En jy kan nie skop nie. Jy kan nie skop en dink jy kom boontoe nie, want hy knyp jou vas. Hy suig vas om jou bene. Jy weet Barry, en ek wil nou nie hierdie program moet nou in 'n rigting gaan waar dit nou swartgallig is nie, maar ek was 'n baie klein seentjie, ek was seker omtrent 10, toe daar in die winter, toe ons Valdam gehengel en daar was 'n ou wat regs van ons gehengel het, hy daai tyd het 'n ou nog gumboots gekry. En hy is met daai gumboots en al in die dam in met 'n hulle aapjas genoem. En okay, nou het hy ook 'n bietjie te veel OBS gedrink en daai ou het toe nou omgeval
en hy is toe nou oorlede. Jy weet, my pa het nog probeer om hom met die kanoe te gaan haal, maar dit was te laat geweest en het hom net daar gekry. So daai, ja, is ongelooflik gevaarlik. Jy weet, veral, jy kan, as jou kop onder water is, gaan jy verdrink, jy gaan nie opkom nie, jy weet, dit is net te swaar. So. Dit is so belangrik om veiligheid, jy weet, in 'n wider, jy weet, veral as jy in damme hengel wat jy nie ken nie, nie net te loop nie, want as jy trap in 'n gat en die oomblik wat hy water inkry, dan, jy weet, dan jy drama. So, jy weet, veiligheid is... Ek dink dis een plek waar ek dink is 'n positief die feit dat die ouens deesdae soveel aasbootjies het. Ek bedoel die aasbootjies bly jy ten minste op die kant. As jy nou sorry man, ek het jou kuggie aan my. As jy nou droog maak, dan verloor jy jou bootjie en gaan jy dalk elke range of iets in daai lyn. Maar dit maak dit vir my baie veiliger en die ouens wat regtig die moed en die durf het om hierdie spesie ding aan te vat waar jy 3 dae wag vir 'n byt, wat ek sê van die glad nie gaan werk nie. Hulle daar rubber ducks en klein poerpoer bootjies en goed so. Hoopelik is dit ook vir hulle bietjie veilig. Ja, maar moet ook nie met 'n wider op daai bootjie klip. I agree. Dis ook nie die beste ding nie. Wat praat ons van die bytbootjies en die goed is dit? Ek weet net by die see en die goed is dit is die drone hengel ding nou mos maar heeltemal so uit soos mens kan kry. Is dit uit op damhengel ook? Was nog nooit in nie. Wat ek van weet nie. Ek het net gedink, weeslike die hoeveelheid ouens wat drones gekoop het vir die seehengel, ek bedoel dit werk op dieselfde konsep as jy uitvlieg 200 meter, tipe weet jy die drone van my, dis vlieg hom uit op 200 meter, drop hom daar. Ja, ek glo jy kan hom vlieg letterlik, jy kan hom vlieg so hoog bo die water en hom net drop. Ek bedoel hy gaan nie eers splash nie, jy drop baie ding so saggies. Ja, ek het nog nooit gesien dat iemand dit doen nie. Ja, ek dink ons, jy weet, ek wil amper sê, nou moet ek dit baie mooi stel, ek dink ons met mechaniek en metode, daar is seker ouens wat dit doen, ek weet van, nou names nou Pectorals, want die ouens nog hulle beleese ou, het hy babers so gevang en val dan, jy weet, dan vlieg hy nou daai koppe uit, want daai koppe is nou, hy praat dan van groot koppe, jy weet, daai 2,5 kilogram kaaps, ja, dan drop hy daai ding met die drone en hy vang die babers met sy seegery, jy weet, so, dis presies daar wat jy nou sê, dis presies wat ek nou aan gedink het, ek dink, as jy daai groot kop gooi en jy vat hom uit, dis mos my dieselfde konsep. Ja, so daar is ouens wat dit doen, ek dink ons, jy weet, ons meer verfynde ouens, want jy weet mos maar, jy weet, ons ouens wat van die kant af gooi, bly almal aan testosteroon gedrewe, ek wil amper sê, weet nie wat ek het in kompetisie. Kyk, ek kan die verste gooi. Ja, maar ek kan gooi tot daar waar die vis is, so, ja, ek dink ons is nog nie daar nie. Ja. Alright, maar oom Skuld, ons gesels nou rondom die winter en om dit gemakliker te maak vir 'n mens. Wat sal oom sê, hoe gaan oom, wat raak nou vir oom belangrik? Met preparation voordat oom dam toe gaan, voordat oom aan 'n stok raak. Die preparation van 'n winterdag dink ek is baie meer belangrik as 'n preparation in 'n somersdag. Hoe begin oom se preparation? Waar begin? Kyk, Sakkie, ek dink die eerste ding wat jy, ek wil amper sê, kom ons begin by, jy moet eers jou venue kies. Jy weet, want daar sekere damme wat dit net nie gaan toelaat, dat jy, ek wil amper sê, sinvolle vis gaan vang nie. Jy weet, so, as jy uitgaan vir die van daarvan, en jy wil net gaan vis vang, ja, jy weet, ek bedoel die Valdam het 100 oewers, waar jy kan gaan vis vang, maar as jy nou bietjie meer, ek wil amper sê wil inzone op groter vis, jy weet, ek vat net 'n eenvoudige voorbeeld soos die Nyl op hierdie stadium. Jy weet, die Nyl is op hierdie stadium besig om homself, ek wil amper sê te definieer as een van seker die primêre plekke in die land waar jy winterhengel kan doen. So, en dan natuurlik die riviersisteme, altyd hierdie riviersisteme, veral die Vaalrivier, homself uitgebeeld as 'n baie goeie winter venue. En die rede daarvoor, ek dink is maar omdat die water vloei en dan jou groter vis kom dan baie meer in tel as die kleiner vis, want die kleiner vis, omdat hulle, jy weet, ek dink hulle metabolismes
verlaag heelwat, waar jou groter vis baie meer bestand is teen koue. En dan die tweede ding wat ek sal doen, is om weer patrone dop te hou. Want daai vis, jy weet, dis nie net, ek wil amper sê elke dag is 'n visvangdag nie. As jy die fronte dop hou, en is deesdae so maklik, want daar's soveel verskillende metodes en apps en weervoorspellings en goeters, as jy 'n front sien aankom in die Kaap, veral met die intensiteit wat dit nou die afgelope 2 weke was, waar die Kaap baie swaar gekry het met reën en goed. Nou daai front veroorsaak 'n barometriese verandering en jou vis reageer absoluut daarop. Jy weet, as jy daai venue kan beplan dat jy, en dis nie altyd moontlik nie, want baie van ons werk, maar as jy daai venue, as jy die weer kan dop en jy kan daai venue beplan dat jy, kom ek sê 'n dag of 2 dae voor die tyd, voordat daai barometriese druk regtig verander, is jou beste kans op groot vishengel en goeie hengel in enige stuk water. So beplanning dink ek is inherent seker die belangrikste ding as dit kom by winterhengel. Sou jy nou die tyd en die geleentheid het, en dan natuurlik om voer ook uit te sit, want jy moet onthou daai groot vis hou nie op eet nie. Dit is baie belangrik om hulle te kry dat hulle wil eet. So dis die 2 goed wat ek sou doen. Ek sou my venue reg kies en ek sal natuurlik my weerspatrone dophou. Dat ek nou nie die Engelsman of die Amerikaners praat baie keer van bluebird skies. Nou bluebird skies is die oomblik as daai front oor is en die wind gaan lê en is doodstil, en dis bluebird skies. Nou dis seker van jou moeilikste hengel wat jy kan kry. Daai wat die front so inkom en die wolke kom in die wind waai en die golwe staan. Nou dis in sy tande, dis primêr die beste tyd vir winterhengel as jy dit so sou beplan. Ons skal ook sê nou van die Kaaps en die goed in die rivier is aansienlik meer aktief as die damvis. En toe sê hom ook dat dis die water vloei en goed dit. So ek wonder toe om dit gesê het, my gedagtes sommer net maar in 'n rigting ingegaan. Ek sê ek wonder of die feit dat die water vloei, daai Kaaps al forceer om te bly beweeg. En omdat hulle forceer word om te bly te beweeg, het hulle dalk 'n tipe van hulle metabolisme bly bietjie meer aan die gang as wat 'n lei Kaap sit. Kom ons sê 'n Kaap wat in Vaaldam in koue water, daai Kaaps beweeg minimaal. Ons het al van daai Kaaps goed op die boot gesien. Daai Kaap beweeg minimaal en dis hoe hy swem. Waar in die rivier, ek dink nie hulle kan sommer net sit nie. Ek dink hulle is forceer om ja, hy word geforseer om te swem. Hy brand energie, hy kort energie, hy moet eet. So ek wonder of daai dalk half 'n rol speel waar die bewegende water hom forceer om te eet, want hy brand meer energie, so ek dit so kan stel. Ja, kyk, jy moet onthou dat wanneer water vloei, jy weet, as jy nou, kom ons vat nou 'n eenvoudige ding soos 'n vistank. As jou pompie werk en daar suurstof, dan bly daai vis aktief, want suurstof beteken energie. En jy weet, in plekke soos die Vaaldam waar die water baie keer baie stil staan, jy weet, gaan hy maar in daai selfde patroon in. Jy weet, so met ander woorde, sy energievlak is baie laag. Hy het nie suurstof wat hom voer nie. Jy weet, so daai vis sal baie, ons noem dit hang. Jy weet, hulle kry 'n thermal climb. Nou wat ons daarby bedoel is kom ek sê op 3 of 4 meter is jou watertemperatuur die mees stabielste, waar jy weet, ons het al gesien met die basshengel waar 1 graad, met ander woorde, jy weet, ek dink is so baie naby aan 4 Fahrenheit. As 1 graad verskil tussen waar hy is en tussen die volgende een maak dat hy byt of nie byt nie. Nou dit klink verskriklik, maar net daai klein bietjie verandering maak dat hulle, en ek dink die rivier se konstantheid rondom suurstof en jy weet, rondom die temperatuur maak 'n groot verskil, en ek dink dis hoekom die rivier homself elke keer oor en oor bewys, jy weet, dat dit 'n goeie winterhengel venue is. Ek stem 100% met jou daar saam, Skalk. Ek dink dit is een van die grootste faktore. Sorry man, elke keer as ek begin praat, dan kom hierdie ding, maar dan oorwin ek hom. Die rivier, na my mening, een van die groot goed is die feit dat die rivier se watertemperatuur is baie moeiliker om op en af te gaan. Dit is baie meer egalig
as gevolg van die vloei van die water. So dit is ongelukkig, of in die damme, daar gebeur dit dat die water val, en daai vlakwater val vinnig, hy word baie koud in die aand, dan word hy weer vinnig warm, so daar's 'n groot speling, en die vis, om daai speling te vermy, skuif hulle dieper, né? Baie mense sê, ja, maar die vis sal inkom vanmiddag. Hulle kom in vanmiddag, maar teen die tyd dat jy inkom is die kompetisie verby. Of het jy al klaar moed opgegee en het jy gesê die vis byt nie vandag nie. Waar 'n rivier het definitief 'n baie meer 'n konstante, en ek dink dit wat jy gesê het, Sakkie, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar ek dink dit is ook heeltemal 'n geldige punt, dat daai vis moet definitief meer energie brand, en hy gaan as gevolg van dit, gaan hy meer moet eet, en meer gereeld moet eet. So ek dink dis 'n 'n baie goeie waarneming. Ek het nog nooit daaraan gedink nie, en ek dink ek gee dit vir jou. Ja, ek moet sê, ek weet pa het 'n rowwe dag gehad en pa 'n sterk whisky gegooi, maar as hy whisky nie dalk te sterk vanaand nie. Nee, ek waarborg dit is nie die whisky nie. Hierdie is daai tipiese hy slaan nie my asem weg nie, moenie worry nie. Dat ek net 'n slukkie Ek weet, ek drink nie gereeld whisky nie, so as ek al eerste whisky drink, dan doen ek ook maar so, ek vat 'n slukkie. Nee. Dit klink maar baie dieselfde as wat pa daar doen. Kyk, ek ken vir Barry al baie lank, so ek glo nie dis stage fright nie. Nee, definitief nie. Ja, nee. Maar skalk sê nou van, die Amerikaners praat nou van daai 4 Fahrenheit of 1 grade Celsius wat nou verskil kan wees in een thermocline tot 'n ander waar hy eet en nie eet nie. En dis iets wat ek nou al soveel keer wat ek nou al op die podcast gesê het, dat as papgooi hengelaars het ons nie ek wil sê die geld in die game soos die Amerikaners het in die bass nie. Soos hulle kan navorsing kan doen rondom die eetpatrone in die kant en daai kant as gevolg van die feit dat hulle die geld en infrastruktuur om dit te gaan bestudeer. Hulle weet as hulle die toernooi wen hulle $125,000, wat ook al, wat dit vir hulle moeite werd maak om daai geld uit te lê om dit te bestudeer. Die karp ouens, ons weet dat hulle spandeer geld, hulle het geld, hulle spandeer jare wat hulle na daai vis kyk. Ek bedoel, hulle sit vir 72 uur, so wat anders kan hulle doen? Hulle vat hom al 'n tyd daarso om dit te bestudeer. En ek dink dit is so belangrik vir ons as papgooiers om daai goed ook daar te luister. Dis hoekom ek maak 'n punt daarvan ek luister van die ouens in Australië wat daai marikaats gaan vang. Ek luister na die vlieghengel ouens wat in Alaska die trout en die goed met die vlieg gaan vang. Ek kyk na die karp ouens in Amerika, in Engeland. Ek kyk na die bass ouens in Amerika. As 'n mens na al daai mense luister, jy hoor soveel van die goed wat hulle bestudeer en hoe ietsie so klein soos daai wat oom sê, daai 1 grade Celsius maak 'n verskil tussen either jy kry die bass of jy kry hom nie. En dan dink ek terug aan ons papgooi oor hoe blindelik ons eintlik baie keer gaan hengel. Ons het, ek dink dit is die tipe hengel wat ek sal sê, ons het amper die minste inligting oor wat daarvoor aangaan as enige ander ou. Die ouens met die karp, hulle het video's, hulle weet presies hoe daai AC lê. En ek dink meeste van die papgooiers, hulle gooi hulle aas, hulle weet nie of daai dingetjie dryf. Hulle sê dis 'n floutie, maar hulle weet nie of daai floutie regtig dryf nie. Hulle dalk 'n groot hoek met 'n groot shank, dik shank en hy sink. Ek dink nie dit is iets wat ons nie so baie oplet nie. Ek dink dis iets wat ons dalk as 'n normale hengelaar. Ek praat nie van die top van die top ouens. Ek weet hulle doen dit. Maar as 'n normale papgooi ou wat som net naweek hengel, dis iets waarna hulle moet kyk. Nee, weet jy Barry en ek Sakkie slaan daai spyker so op die kop. Jy weet ek moet dit nou baie mooi stel. Ek dink dat ons papgooiers moet dit nou mooi stel, tegnologies so verfynd moet wees om die vis te kan vang wat ons doen met die minimum of die beperkte inligting wat ons het van die water voor ons, want jy gaan vir my baie min ouens wys wat voor die tyd, kom ek sê byvoorbeeld met 'n rubberdak of 'n boot
op die water klim en waterdieptes gaan kyk. Ek praat van papgooi kompetisie en feature finding gaan doen, dit gebeur net nie. Jy kom daar aan, dis letterlik jy hengel blind. So jy moet soveel geloof in jou stelsel hê. En ja, jy weet, as gevolg van inligting weet jy, okay, as jy op die oewer kom, is 85 tot 95 'n goeie lyn, want dis gewoonlik waar die ouens die vis vang, of 115 tot 120 lyn. Maar wat weet jy eintlik van dit af? Baie min. En dit is hoekom ek regtig 'n punt daarvan gemaak het om 'n dam wat nou naby my is, soos byvoorbeeld Klipdrif, te gaan dissekteer, as ek dit kan regstel. Ek het hom gaan ry en gekarteer, want ek wil weet hoekom. Jy weet, want wat maak dat die vis skuif, of wat maak dat, jy weet, en die skrikwekkende ding van Klipdrif is hy is eintlik inherent, eintlik net 'n gaatjie in die grond. Daar's eintlik baie min diferensiaat van, jy gooi verder, jy gooi nie dieper nie. En wat maak dat die vis sekere goed doen, en sekere goed nie doen nie. So, jy weet, soos jy sê met die bass ouens en die vlieghengel ouens, daai ouens wat ure en dae se intense, ek wil amper sê, bewerking sit voordat hulle gaan hengel. Jy weet, so dit, yes, ek dink ons ouens, ons papgooiers, is eintlik verskriklik bevoeg om vis te vang, as gevolg van, jy weet, die feit dat jy eintlik blind hengel. Jy weet, en dit maak dit moeilik, en dis hoekom dit vir my baie belangrik is. Kom ons doen ons kyk na 'n program soos hier gaan ons alweer. Dan sê die ons, ja, maar hier, jy moet onthou, jy gaan voer, en ja, goed, jy weet, want jy betaal nie vir 'n show waar jy nie vis vang nie. So ek gaan doen dae en ure se navorsing oor dieptes en waar ek die vis sien, en jy weet wat op die oewer aangaan, op die bodem aangaan. Ek doen hardheidstoetse, en ek kyk, weet, waar is die bloedburmbanke, en die ouens sal hulle mors doodskrik as hulle verstaan wat is die dinamika van Klipdrif. Nou Klipdrif, omdat hy so eintlik niks het nie, moet jy soek vir iets wat iets anders is. So, en jy weet, en dit kom by winterhengel in, as jy gaan moeite doen, en jy gaan 'n bietjie, ek wil amper sê, voorbereiding doen, gaan jy die ongelooflikste hengeltye van jou lewe hê. Maar ons wil daar kom en ingooi en die vis moet byt, dit werk nie so nie, jy weet, so jy moet verstaan waar jy skuif hulle, hoekom skuif hulle, wat is die diepte wat hulle soek, jy weet, so inherent help dit om navorsing te doen. Ek sê 100% met jou saam, Skalk. Ek het nou dag met 'n ou gepraat wat vir my sê, dat hy is ook nou redelik intens om besig om te kyk na Klipdrif. En die ou sê vir my, dat daar's definitief vir hom geen twyfel nie. Die beste spot is al voor Skalk, want hy voer gedurig. Hy sê so, gaan na Skalk, sê hy, so let daar voor hom, soek die kolletjie, en hy sê, jy is op die vis. Anker net daarvoor. Hy sê so, bloedwurm se moer, alles, vergeet van alles. Hy sê, gereed daar voor Skalk. Hy sê, die vis is daar. Skalk het die gat gemaak. Oom is die wat die verskil maak. Barry, Oom is die verskil. Kom ek jou gou sê, weet, en dit is, en kyk, my vrou word baie kwaad vir my. Ja. As ek ou daar voor my kry, dan ry ek na hom toe, sê vir hom asseblief, ek wil nie, jy moet die vis vang nie. Nou sê my vrou, maar ek kan nie vir die mense sê, dis nie my dam nie. Sê ek, nee, ek verstaan dit. Maar ek sit tussen 10 en 15.000 rand 'n maand se voer in daai water. En die rede daarvoor is, jy weet, dit gaan oor daai klein ronde kop vir my, want ek het die vispatrone, vis kom na kos toe. Jy weet, so, as jy 'n kudde beeste het, en jy het 'n voerbak in die middel van die veld, dis nie lank nie, dan loop daai beest na daai krib toe, en hy gaan eet daar, dis waar hy wil eet, so. So ja, nee, die manne vang groot vis daar voor my. Al wat ek net wil vra is reg vang, dames, sit net asseblief my flipping vis terug. Gee hom 'n swinkie en sit hom terug. Asseblief. Oom Skalk sê nou so van, Hulle sê vir al wat 'n ou moet doen, sy ou moet net aan die oewerkant lê.
laat jy die kant lê, laat jy nie skalk se huis in die agtergrond sien. Hulle sê so jy werk net so rondom die gat, laat dit net anders lyk. Ek het nou 'n jetty laat insit daar. Hy's 45 meter lank, so hulle moet verder as 250 meter van my af lê, hoor. Okay, so ons weet, daar waar daai lang jetty is, dis waar reg voor hom waar daai gat Nee, jy kan die huis kyk, maar ek het 'n jetty geskuif dat ek by jou kan uitkom as ek jou moet raakval. Oom Skalk praat so van ons wat so blindelings engel en toe sê oom laat ons weet dat kom ons praat van 'n venue, dan weet jy kom ons sê daai 85 meter lyn werk, wie 95 meter lyn werk. Om vir oom dit te sê hoe dit of vir die luisteraars by die huis te sê hoe blindelik ons hengel. Ek het my visstokkie hier, so ek het 'n paar stroppe en 'n paar goed hierso. Besluit een so ruk terug, ek sê vir my pa, ek wil regtig die visvang ding nou weer 'n bietjie ernstig aanvat. En ek klim op my motorfiets, ons ek nie 'n kar nie, ek klim op die motorfiets, ek ry na die dam toe, so 2 ure is ry met die fiets, met die bike, met die motorfiets. Kom daar so, lê daar my stand uit, ek sit my twee stokke op. Nou dink ek vir myself, jy weet nie wat se vis is in die dam nie. Jy weet nie wat hulle eet nie. Jy weet nie waar hulle eet nie. Jy weet nie hoe diep is dit nie. Jy weet nie hoe lyk die bodem nie. Jy weet nie of is daar klippe, is dit sand, jy weet nul. Jy weet nie of is dit veilig genoeg om kaalbene in die water in te stap nie. Jy weet dit nie. Ek staan ek onthou die eerste dag, ek staan daar langs die oewer en ek dink vir myself, ek weet nie of kan 'n mens net kalfvoet in die water inloop nie. Ek weet nie. Ek weet nie of is daar iets waarvoor 'n mens moet bang wees of iets wat mens moet oppas, dis Vietnam. Hier is piranhaatjies. Dalk so goed. Né? Ons kry daai pakkoe goedjies met die vreeslike tande hierso. So dis jy weet daar's so snaakse goed in die dam. Jy weet daar's Kaap, so jy weet dis vars water. Né? Maar dan ek ook nou al 'n klomp vis spesies gesien wat ek my lewe nog nooit gesien het nie. So ek sê net dat 'n mens hengel so blindelings, want jy weet nie, en dit is ek het al die kennis wat ek al opgebou het van die podcast en ek vat al daai kennis wat ek saam met my soen toe en ek staan daar en ek dink vir myself, ek weet niks. Ek weet absoluut niks nie. En dis nogal 'n skerry ding om te dink dat 'n mens soveel kennis het, maar gaan na 'n nuwe plek toe en jy het eintlik niks. En dan ek is seker van as ek op 'n plek kom waar ek 60 of 80 of 90 kan gooi, gaan ek 10 vis vang. Nee, ek wil laat ek daai pakkoe, ek dink ek het so 5 of 6 pakkoes die dag gevang. En dit is met gewone papgooi, gewone floatie, bietjie petigenie, frietvleisstrop. Dis eet daai piranhaatjie, daai floatie hier, Skalk. Vang 'n pakkoe met 'n gewone spierwit, harde wit floatie. En dis letterlik soos 'n piranha. Dis deel van dieselfde Dis geloof. Ja. So, Ons niks anders dis hoekom ek sê jy weet beplanning is alles. Jy weet om nou terug te kom na jou vraag toe, Sakkie, jy weet dit navorsing, ons het dan al 'n bietjie goed wat nou op YouTube is en jy weet ouens wat venues uitsit soos die Vaalrivier van Demellikheid af, jy weet Riverview Lodge, jy kan hulle noem, jy weet daar's soveel plekke langs die rivier, so daar's dan so bietjie al uit in die video's en die goed, so jy dan so bietjie inligting. So die beste ding is rondbel, beste ding is gaan doen 'n bietjie navorsing. Jy sit klaar die dag uit, jy weet, dis klaar dier, hoekom gaan vang jy vis? Visvang gaan nie oor om 'n ding in die water te gooi en te blank nie. Ek sê dis die slegste ding wat met 'n hengelaar kan gebeur, is om nie 'n byt te kry nie. Want dis nie hoekom ons gaan nie. Jy weet, dan bly ek eerder by die huis en oefen my kol gooi. Jy weet, dis dieselfde ding. So as jy navorsing wil doen en moeite wil doen en sê maar luister, ek wil 2 keer hierdie winter uitgaan, maar ek gaan dit behoorlik doen. Jy weet, doen dit eerder as wat jy 3 keer uitgaan en so gatvol is vir visvang dat jy sê nee, ek wag maar eerder vir die somer. En dit is nie so nie. Jy weet, dis die winterhengel is so 'n ongelooflike spesiale tyd. Kom ons kom terug na Klipdrift toe. Ek het 'n stand gehad jare terug, net toe ek nog my hengelwinkel gehad het, wat die water is baie vlak, is so 1.2 meter water. Nou, ek het die beste visvang in my lewe gehad in die winter, maar
Hulle byt eers van 11:00 die oggend af. Wanneer daai vlakwater warm word, daai 1 graad miskien bietjie warmer word, dan kom jy sien hulle kom, die Kaaps. Dan eet hulle tot so 2:00 toe. Maar dan vang jy so 10 of 15 van daai groot mooi visse. Ekskuus, ek wil net hierdie ou afsit. Jy weet van daai mooi visse, en jy sien hulle inkom, so jy het 'n venstertjie waar hulle kom byt in daai vlakwater, en ek het dit uitgewerk gekry, so ek ry so 9:30, 9:30 na in Potch, en dan kom ek daar by die dam, en dan vang ek my paar Kaaps, en dan ry ek weet, soos 'n ou mens, ek gaan vang soos 'n ou mens, maar ek het die moeite gedoen om hulle te probeer uitfigure en te verstaan hoekom doen hulle dit. En na So jy 3 weet uur hoe dan doen ons ou mense dit. Ja, so ek is ook al 'n ou mens. So jy weet, ek sukkel om nou vroeg in die môre op te staan en te gaan en te koud te kry en so. So jy weet, dan gevang jy jou paar vis net omdat ek moeite gedoen het om hulle te verstaan. So jy kan jou hengel beplan en dit geniet en vir die dag 'n paar vis vang, jy weet, deur 'n bietjie moeite te doen. Ja, my pa die naweek het hy gesê dat ons het so verlede week gepraat. Toe sê my pa, nee, hy gaan die naweek gaan hy bietjie gaan visvang. Maar toe hoor ek daar's 'n bietjie van 'n koue wat inkom. Toe ewe skielik toe sê my pa, nee, hulle het planne hierso gehad vir die en dan moet daai doen en die doen en daai doen. Hulle kan nie die naweek gaan nie, maar meantime kyk ek weer en al wat ek net sien is net koue front. So ek wonder hoe besig my pa hulle die naweek eintlik was. Aan die einde van die dag, Sakkie, daar's 'n ding wat 'n mens ook moet onthou. Met ouderdom kry jy so 'n paar selle hierbo by, né? Wat sê, hoekom jy frieke gaan sit in -2? Dis nie nodig nie, né? Bly rustig. Daar sal nog 'n dag wees. You are defeating the whole object van vandag se episode, Dad. Barry, kan ek jou net gou help? Ons probeer jou besigheid groei, hoor. Ons probeer die mense convince om vir te die gaan mense hengel. te sê, jy kan in die winter hengel, jy werk nou glad nie saam nie. Jy kan absoluut hengel, né? Ons het vir 45 minute nou gewerk aan hierdie. Jy hoef nie daar te sit te koud te kry nie, né? Jy kry koud en dit vir 'n paar visse. Nee, môre vang jy baie vis as dit warm is. Nee, Julle is pa praat heeltemal- nou presies wat julle- ons nie wil doen nie. Nee. Ek is heeltemal in vir winterhengel, né? Maar ek is nie in vir winterhengel by 'n venue waar jy weet dis net klein vis nie. Ek is, as enigiemand vir my gesê het, hoorie, gaan trotseer -2 en jy gaan rivier toe en jy kan gaan hengel vir 'n 7, 8, 9 kilo Kaap. Dan is ek 100% in. As enigiemand by my kom en vir my sê, hoorie, so kom ons gaan hierdie naweek in die middel van die winter. Ek het al gesien dat ons massiewe, lekker, freaking dik maddies in die rivier vang in die middel van die winter. Ek is in daarvoor. Maar ek kan my nie self convince. Onthou, ek kom uit die situasie uit waar ons is nou, na my mening, oorgeslaan, ons is laai tackle-bout hengelaars. Nou moet ek myself convince, omdat dit moerkoud is om die boot in die water te sit, gaan ek nou liewer sit op die kant en gilletjies vang en hier en daar 'n maddie vang en dan miskien een Kaapie. Om daai mind change te doen. Dis vir my moeilik. Dan vat ek liewer sit en ek sê, kom ons vat die boot, ons gaan Harties toe of wherever na die noorde toe, na die warmer areas toe, ons gaan kyk of kan 'n paar Kaaps daar vang. Dis net vir my bitter moeilik om myself te convince om nou te gaan pap gooi oeverhengel doen. Ek is eerlik, dis vir my moeilik. En 'n plek by so Jackie Leonard waar mense tussen ouens sit en jy weet dit is nie wat gaan gaan. En buite vir dit, ek het meer as 'n jaar laas kompeterend pap gegooi. Nou moet ek sê, okay, ek gaan in die middel van die winter gaan ek hierdie ouens aanvat. En dis vir geen ou lekker om laat te kom en jy voel soos 'n pik en leek nie. Elke keer as jy nou gaan pa 'n bietjie die naweek rivier toe gaan. As Skalpie 'n lekker venue gee, is ek daar.
Ons gaan nou vir kan ek Skalk vra vir 'n ons- paar goeie venues. Laat hy bietjie vir ons sê waar kan ons heen gaan? Wat, hoe, wat, waar? Ek is Voordat- daar, ek is absoluut. Voordat ons by die venues kom, ons kan om nou die venues aanvat. Pa het nou een ding gesê wat ek ook vinnig wou aangeraak het in vandag se episode. Is Pa sê pa wil nie langs die dam sit en koud kry nie. Ek dink niemand van ons hou daarvan nie. So wat doen ons om 'n bietjie hitte op te bou? Wat is goed wat 'n mens ek sal begin met myne want dis die enigste ding wat ek as 'n kind iets wat vir my werklik 'n verskil gemaak het. Ek het altyd koud gekry, maar daar was een ding wat vir my nou maar regtig 'n verskil gemaak het en dit was die warm water. My pa het elke keer as ons gaan visvang het, ons het 'n 25 liter daai blou emmers, die milie-emmers gevat en gewone warm kraanwater. My pa het vir ons 'n kraan buite laat sit, 'n warm kraan wat buite kom uitkom. Jy sit daai emmer op die grond neer, jy maak hom vol met gewone warm kraanwater. Maak die emmertjie toe, sit hom in die kar, finish. Ry dam toe. Nee, as jy daar by die dam kom en jy het klaar opgepak en jy sit jou emmertjie en jy vat daai emmertjie water en jy vat daai warm water so en jy gaan sit daai warm water by jou stand. En jy vat jou hande en jy druk daai hande so in daai lekker warm water. Dit is 'n gevoel wat 'n mens nie kan beskryf vir iemand nie. En die groot ding na dit is net om so vinnig as moontlik na dit jou hande kirk droog te maak. Jy kan nie jou hande dan daarin sit nie. Jy kan nie jou hande net daarin sit en dit so afskit nie. Dan is dit 10 keer kouer. Maar druk jou hande in daai lekker warm water, maak dit so vinnig as moontlik wat jy kan, maak dit lekker droog. Maar dan jy het net weer daai gevoel in jou hande waar jy kan lekker asem sit. Jou voer ruik lekkerder. Alles is net die voeltjies sing 'n bietjie beter. Die alles voel net vir mense 'n bietjie lekkerder as jy net daai ietsie warms het hier langs jou. Oom Skalk, wat sal oom sê, wat is vir oom 'n non-negotiable? Kyk, Sakkie, dis, jy weet, en dis wat ek sê, jy weet, dis jou pa het nou gesê ons het dan 'n paar breinselle bygekry. So, ons is omdat Suid-Afrika eintlik 'n somerland is, jy weet, ek dink nie ons ken regtig die regte thermal wear nie, maar ons is daarom nou al bietjie verder in die lewe waar daar daarom sulke goed nou al beskikbaar is, jy weet, en die belangrikste ding van buite wees en buite hengel jag, maak nie saak wat nie as jy moet warm bly. So, warm kouse, thermal socks, jy weet hulle praat van second skins, goed wat jy onder 'n broek kan aantrek of 'n sweetpak broek wat thermal is, 'n thermal wesie ordentlike wat dit help nie trek al dikker en dikker aan en die goed is nie bestand teen die koue nie. So as jou liggaam warm bly, ek sê altyd as jy weet die ouens wat nou ek wil amper sê survival courses aanbied. Die oomblik wat jy begin ly in hypothermia, gaan jy in die verkeerde rigting. So koud kry beteken jy kan nie konsentreer nie. As jou vingers en goed en die vingerpunte is dood, is jy nie meer lus vir dit nie. Jy weet ore wat koud kry. Dis hoekom ons buffs het en kepsies het en jy weet warm bly is die belangrikste ding. Kom ek sê jy het nou jou stokke ingegooi. As jy dan nou voel jy's nie gemaklik nie, gaan sit in die kar. Jy weet bly in die wind uit. Jy weet want die wind partykeer in die winter is die ding wat jou baie vinnig cancel. Sorg dat jy jou voete, jy weet voete is as my voete warm is ek altyd alright, jy weet, so trek 'n waders aan, ek weet daar's van die waders wat nou maar wat plasties is, jy weet wat jou ordentlike kouse moet aantrek, maar ek het vir myself, ek het belê in 'n ordentlike thermal wader, met ander woorde wat die vliegouens aan Alaska gebruik, so dis 'n ding wat jy bly warm, so met ander woorde as jy warm bly kan jy konsentreer en kan jy dink en kan jy vis vang, so die belangrikste ding is kyk na jouself soos wat jy maak met die water. Sorg dat jy warm bly. Ek weet daar's nou ouens wat sê nee, maar jy moet OBS drink. Die probleem is met OBS hier teen 10 uur dan dink jy jy's nou wat het jy altyd gesê by Captain Marmite? Ja, nee, dan gooi jy nou lekker en al die lekker dinge so. Jy kan dit seker maar doen, maar dan is jy ook gekancel. Kom skop maar ietsie so eenvoudig so staan dit in die son. Dis net so groot verskil. As jy ek kan onthou per toeval ons het eendag by Stok en Hoed gehengel.
Ja, Ek dink ek sal beseker van was by Sokkerhoeder. Ek het Ja, daar was dis 'n boom en ek het by friek tannie jy Grietjie. draai by haar tannie Grieta. Gaan nie Tannie tannie Grietjie Griet- wees. Nee, Tannie- jy draai in by Ardenza, dan daar regs in. En ek het byvoorbeeld ek het die oggend waar ek gesit het, ek tussen bome gesit. Jeslak het oomskalk en ek het gevries. ja. En ek het net uitgekom en ek het na die kar toe geloop wat net aan die ander kant gestaan het en is in die son en ewe skielik voel dit vir mense net asof jy in 'n ander wêreld is. As jy net in daai koelte staan, dit is net soveel kouer as wat dit is net in die son. Ek het gelukkig heel reg gesit in die son. In die son. Ek en Lia, Sakkie sit aan die ander kant van die boom. ek kon jy weet, daai dis- dag so goed. Jy weet daar's baie mense wat sê weet jy wat daar's nie pille vir domheid nie, maar logika, jy weet bly net warm. Jy weer is koud, jy weet die apps is so goed, jy gaan presies weet van watter kant af waai die wind. Jy gaan presies weet wat gaan jou minimum temperature wees. So gear jouself, jy weet dat jy jouself die beste moontlike kans gee om die dag te geniet. En as jy dit doen, jy weet veral die rivier met die baie bome, jy weet is die kans dat jy in die koelte sit baie goed. Jy weet gear yourself. Moenie as jy koud gekry het. Ek sê altyd, as jy koud kry is jy weg. Dan daar's geen plaasvervanger vir dit nie. As jy nie warm is nie en jy's nie gemaklik nie, dan wil jy nie vis vang. Wil jy niks doen nie. In die ou gesegde, rather have it and not need it than need it and not have it. Dit is een van daai gesegdes wat ek sê dat as dit kom by winterhengel, maak seker dat jy is eerder 'n bietjie over-prepared as 'n bietjie under-prepared. Dis hoekom Sakkie, ek glo hom skalk op. Ons albei glo. Jy moet ten minste 100 moeties by jou hê en anders steen nie 'n kans nie. Rather have 'n it bietjie over-prepared. and don't need it. So, maak seker ek weet nie, ek het agtergekom. Winterhengel gaan oor 100 moeties. 100 moeties in jou kas. 'n Goeie dosis flouties en goed, dan is jy sharp. Andersins jou chom langs dan gaan vir jou sê, ek vang hiermee en jy gaan sê ek het dit nie. En moenie die petit Janine vergeet nie. Ook nie perby nie. Of die patience. of die geduld. Ek sal die geduld inbring want ek dink dis die belangrikste ding wat ons nodig het. Wat op julle potensie of wat sê iets met 'n P? Nie perby nie. Wat daai mask, ja, wat julle Pandemonium. pandemonium. Potensie. Sorry, pandemonium. Jy dink nou aan drank, Barry. Ja, by ons begin met die OBS en daai sterk whisky van hom. Oom Skalk, alright, so kom ons sluit dit af. Ons het gesê dat dit is preparation op die einde van die dag. Warm klere, warm water. Obviously jou standaard goed. Maak seker jy het 'n koffie. Ek bedoel daar's ons ek weet nie van enigiemand wat nee sê vir 'n lekker warm koppie koffie langs die water nie. Ieder het 'n klein gasstoofie met bietjie water wat jy kan kook of bring vir jou 'n lekker groot fles saam. In die winter vat vir jou 'n groot fles saam. Moenie sê jy gaan net een koppie koffie drink nie, jy drink 'n paar koppies koffie. Maak seker dat jy dit lekker goed soos dit as jy warm water en 'n bietjie sop of ietsie het, dis maar net lekker om lekker warm kos te eet. Maak altyd seker dit is goed. Kom ons gesels rondom venues. Ons weet nou oom se liefde is by Klipdrif. Maar ons weet die mense mag nie daarvoor oomgerengel nie. So wat se ander venues? Al die vis is daar in die winter. Wat se ander venues kan die publiek daartoe gaan? Jy praat spesifiek Vaalrivier Sakkie of praat jy van Nee. overal? Ons praat gooi vir ons 'n paar lekker venues of dit nou in Limpopo is of dit in die Vrystaat is. Ons het ouens wat oral is. Ek dink twee damme wat by uitstek, maar nou moet jy die probleem is met harties is die Jacinthe en die veiligheid. Dink ek is een van die hoogs nie underrated nie. Ek dink is gevolg van die omstandighede. Een van die damme wat jy weet wat ons baie miskyk. Rode Koppies het homself bewys, hy het nou twee jaar in 'n ry het hy verskriklike groot vis opgelewer.
Maar dit gaan voorbereiding kos, so, en dan kan ek nie anderste as om te sê die Nyl nie. Die Nyl het hierdie naweek, jy weet, het om by uitstek weer uitgeleef in terme van die hoeveelheid. Die ouens het 60, 70, 80, 90 kg sakke gevang, die bloukurpers byt, sal jy my glo as ek dit vir jou sê. Groot vis, ek praat van tot 4 kilos. Nou, jy weet, dit klink, hierdie is nou regtig, is nie 4 pond nie, ek praat van 4 kilo, ek praat van groot vis, ek praat van Ons het verlede week het ons 'n episode met hom Dean Pelser gedoen rondom die Nyl. Okay. So jy weet wat wat nou praat aangaan. van die Nyl. Ja, so die Nyl is something special. As die ouens die lekker ding van dit is, jy weet, daar's ordentlike behuising. Wat dit makliker maak om jou familie saam te vat, want dit is, jy weet, is behoorlike versorgde goed. Dis nie, jy weet, is regtig netjies, dis veilig, baie veilig. En dan moet ek natuurlik die Valdam, die Vaalrivier, die Valdam is 'n hit en miss, dink ek. Maar die Vaalrivier, enige plek van bo af, jy weet, waar jy van die Malachite af afkom, die ouens moet die woord onthou, die Riverview Lodge van Whitey, is 'n ongelooflike venue, daar's ook verskriklike baie mooi chalets daarso, raaswater, al die pad af tot by Orkneyval, jy weet, die ouens vang verskriklike mooi vis daar, jy weet, Commando Drift, jy weet, dis 'n paar plekke, die ouens kan net op Google gaan en sê net, jy weet, sê net lodges around the Vaal River system. Jy weet, enige iets onder die barrage, jy weet, waar die rivier nou lekker vloei en dit ordentlik aan die gang is, jy weet, die vis is so mooi en die tydsberekening vir die damme wat ge-overflow het, soos die Valdam, het daai water so wakker gemaak, want net voor die winter toe vloed die dam, so daai rivier is so aan die gang, jy weet, hy het soveel dinamiek in hom nou, jy weet, in terme van groot vis, jy weet, al die pad af tot onder by Bloemhof, jy weet, is daar verskriklik die visarend, en daar's ook 'n Lakeview River Resort wat daar is, wat die ouens graskarpe vang van tot 10, 12 kilos, jy weet, op hierdie stadium. So, die rivier, en ek sal dit bly sê, die rivier, jy weet, dit is 'n ongelooflike venue om te hengel. Beplan hom net goed, as jy kan, jy weet, gee hom kos, jy weet, dis nou maar waar die groot goed inkom, soos die kaboompitte en bietjie hemp en tiger nuts en daai goed, want groot vis eet groot aas, jy weet, as daar 'n skool Kaaps by ons deurkom by Klipdrift, ek sê ek sit 100 kg se voer op, is vir 24 hours dan is dit opgeëet, jy weet, so dis, daai vis eet verskriklik, daai groot vis is nie, jy weet, jy weet, jy moet hulle kos gee, dit klink belaglik, maar dit help nie, jy sit net 'n 2 kg voer uit nie, dis een kart vir daar verbykop en hy vreet jou voer op, so, belangrik om hulle daar te hou, om hulle te jy weet, jy moet hulle daar kry, jy moet hulle inquisitive kry. Dit is 'n groot verskil tussen wat ons nou die laaste paar jaar gesels het rondom die dam en rondom die rivier. Ons praat nou al 'n paar jaar dat ons nou oor die winterhengel gesels en met verskillende mense, en ek dink ons het half op 'n verstand gekom in Valdam om in die winter nie te overfeed nie te probeer gaan en te sê, luister, okay, gooi 10 bolle op 'n kol en los dit nie. Ek dink die groot oorhoofse ding is om klein, fyn aasies min, as ek dit so kan stel, te hou. Vir die feit dat hulle eet minder, hulle beweeg minder. En nou kom ons net weer terug na die rivier storie toe, waar ons sê dat daarso moet julle nou weer voer. En dit maak net vir my meer sin dat die feit is dat ons moet onthou, daai rivier nou geloop, laat die bissies bewe vir hoe lank? Vir baie lank. Ek bedoel, julle sit in 'n situasie waar Valdam, my pa het nou dag vir my gesê dat Valdam was, ek dink net 4 dae hierdie jaar onder 100 of iets in daai lyn. 4 dae en iets is 18 maande van verlede jaar Februarie af. Wat beteken is dat ons ek sit soos ons nou praat, sit ek hier so en kyk of ek net vinnig kan sien wat is die damvlak nou, maar ek is seker dit is 105 of 106. Ja, wat beteken dat die rivier het 'n abnormale hoë vloei gehad hierdie jaar. Wat beteken daai vis het vir 18 maande lank moes swem. Ja. As ek dit so kan stel, en daai water moet leef. So hulle is so gekondisioneer nou op baie stadium om te beweeg, dat ek dink dit maak sin.
gee vir hulle die kos en hulle gaan daar wees, hulle gaan eet. Ek dink So, ek join hulle die ek wil net naweek. Ek wil net een ding sê en weet en ek het baie goed beleef die afgelope tyd, jy weet omdat ek nie 'n groot vishengelaar is, ja, as ek nou sê groot vis, praat ek van ek sien 'n spesie hengelaar wat groot vis jag nie. Maar ek het 'n bietjie meer Maar jy begin het nog verstaan altyd van net karp. klein visies gevang. Ja, dis hoekom ek spring, jy weet, hulle noem dit springbokkarpies, né? Dis 150 gram op. So ek het wat gebeur is as jy daai voer uitsit, dan kom daai klein vis in, dan vang jy eers net klein vis. Jy weet, jy vang daai kilo, 2 kilo vis. Dan ewe skielik dan upgrade die vis, dan kom hulle op, dan gaan hulle 4-5 kilos toe en dan skuif dan kom daai 7-8-9 kilo visse in. Nou daai groot vis is territory. Jy moet onthou dis maar soos rangorde. So die oomblik wat jy daai groot vis in jou swem in kry, manipuleer hulle die swem. Nou vang jy groot vis, want hulle dis hulle plek, hulle territory, hulle eet nou. En jy moet hulle daar hou. Ja, dit gebeur nie in Valdam nie. En dis Nee, my punt. en- Laat ek sê saam. Nee. Die rivier, jy moet 'n venue pick. As jy 3 kilo Kaaps in Valdam kry op jou kom ons noem dit soos jy nou sê jou swim. As jy voor jou 3 kilo Kaaps kry, ook broer dan's jy lucky. Nou praat ek van oeverhengel. Ja. Ek dis bitter selde wat Ja. jy dit gaan kry. En sê die dam leeg is en die viskonsentrasie baie hoog is. Ja. Anders is dit iets wat jy bitter selde gaan kry in Valdam. En dis hoekom ek sê, laat ek dink op die stadium. As 'n mens regtig wil, as jy die vermoë het en die geleentheid het om 'n naweek te gaan hengel of om 'n dag te gaan hengel, weg van Valdam af, is dit nou die tyd. Dis nou die tyd vir jou om te gaan en te sê, weet jy wat, ek gaan hierdie dag hengel, maar ek gaan my venue verander, ek gaan my rigting verander, my denkwyse verander en ek gaan nou bietjie 'n groot karp soek. En ek vrek daaroor. Ek wil bitter graag rivier toe gaan hierdie winter. Ek dink dis regtig waar. Ek dink dit gaan 'n massiewe goeie winter wees in die rivier. Die rivier het geloop. Niemand kan regtig kla oor, jy kan seker kla oor besoedeling, maar daar is soveel water wat afgaan. Laat ek is seker die besoedeling is nie 'n issue op die stadium nie. En ek dink regtig waar laat daai rivier onder gaan vir ons massiewe karpe gee hierdie winter wat voorlê. Oom Skalk, gou vinnig vir die luisteraars wat nou besluit. Okay, ons het hulle nou convince. Winterhengel is nou lekker. Hulle is opgewonde. Almal besluit net ons gaan rivier toe gaan binne die volgende 2 of 3 weke. Gaan ons chommies bel, maak 'n plan, kry 2 of 3 ouens wat saam petrol betaal, klim in een bakkie, ry lekker alles. Hoe lyk jou strop? Wat is 'n strophengel om Skalk? Grootte hoe klein, want dis nou ek ken damhengel. So vir my ek sal nie eens geweet het waar om te begin met 'n strop nie. Kyk, ou moet onthou dat die rivierhengel is wildhengel. Nou wat bedoel ek daarmee? Jy moet onthou dis nou presies soos Berras nou sê. Valdam is fyn, finetjie, klein min aas, klein flouties, jy weet, dun hoe kleintjies wat ook al. Vaalrivier sit jy met strukture soos bome, rotse, allerhande goed. So ek sal nie met 'n hoe klein dunner as 10 pond gaan nie. Ek sal inteendeel hom bietjie upgrade. Kom ons praat van 'n Daiichi grootte dan weer die ouens. Ek sal tussen 'n 3 en 'n 5 hengel. Jy weet 'n hoek wat 'n bietjie oom kan vat. Ek sal inteendeel net een hoek hengel. Want daai Kaapse sê jy optel is something different. Jy weet daai Kaapse is fiks, hulle sterk. So ek sal 'n rietvlei hengel. Ek het toe ons hier gaan ons al weer gedoen het daar so 2 jaar terug, het ek 'n Kaap gevang van net oor die 12 kilos en ek het hom gevang met 'n bottom maar een hoek. Omdat ek daar agter wou hengel en ek het 'n 12 of 'n 15 pond hoeklyn opgehad met 'n spesiehoek. En wat ek gedoen het is, jy weet, ek het 'n milliput opgesit met 'n groot flout. So ek het groot balkie aas gehengel. 10 pond lyn of 12 pond lyn, want ek bedoel daar's van daai Kaaps wat ek opgetel het wat ek nie kon omdraai nie. Daar's te veel struktuur. Hy swem, hy trek jou in daai bome en hy laat jou soos 'n kleuter lyk. So ek sal my gery definitief upgrade. Dis so goed jy gaan nou en jy gaan skiet nou buffels, maar jy wil nou nog met jou 303 gaan skiet. Jy weet, jy gaan hom kan skiet, maar hy gaan jou dalk seermaak. Jy weet, so gaan met die regte tackle. Jy doen nie moeite, jy weet, gaan en jy weet jy moet daai vis kan boelie. Jy gaan hom veral as jy teen die bome agter hengel,
moet jy daai vis vashou, want hy weet waar hy is sy huis. En gee jouself 'n kans en moenie, jy weet, gaan maar 'n bietjie grower. Skalk, as jy nou sê jy kon hulle nie draai nie, was dit 'n kwessie van spiere of was dit 'n kwessie van lyndikte of was dit jou stok is te pap? Wat's die issue? Hier Barry, nee, kyk ek het Daai goed is omdat ek nou kom ek sê die rivier is so 120 aan die ander kant toe. Nou hengel 'n ou omdat die rivier bietjie loop, hengel ek 'n 75 gram botte. En die oomblik as hy optel, dan moet jy weet het hy nou al omdat jy nou Mono hengel, het hy nou kom ek sê 3 of 4 meter geskuif. So nou as jy hom slaan, nou hou jy hom en dan sê nou wil hy takke toe gaan. So ek het daai een vis seker vir 20 minute aangehaal wat hy my en omdat ek een hoek aan het, jy weet, kon ek hom nou bietjie en hy het net gehoekpoel. So dit gaan absoluut oor die ek wil amper sê die brutaliteit van daai vis. Hulle so omdat jy so naby in die bome vang, want dis waar hulle is, hulle wy. En ons het ook die voer aan die ander kant gesit. Jy weet, in die middel van die rivier, jy weet, dis net nie hulle plek nie. Hulle like daai wilgerbome en daai walle aan die ander kant. En as jy hom slaan met daai As ek mag vra, hoekom is ons so dat ons die vis aan die ander kant van die dam wil vang en nie aan die kant nie? Man, kyk aan die kant, as ek nou sê aan die kant van die rivier, aan jou kant. Is nou nou in ons is daar nou walle gebou en 'n sement. So al die natuurlike dinamika van die rivier is nou so ek hou nie daarvan nie want vir my 'n vis wat natuurlik is en wat wild is en wat hy sal teen die ander kant wees waar daar baie min geraas is, waar daar baie min aktiwiteite is, waar hy nog in sy normale omgewing is. Hy sal Dink jy die rivier hier voor jou is onder water ook verander? Ek dink tog so. Ek weet nie, dis maar my gevoel. Jy weet dis nou Ek vra my net, ek bedoel, wat doen die ou wat nie 120 kan gooi nie? Ja, is dit vir hom beter? Is dit vir hom beter om in die middel te gooi? Nee. Of om hier voor hom te gooi? Nee, ek sal as ek hier voor hengel, want ek weet van 'n jong mannetjie. Nou, hy het 'n kaap gevang op 5 meter van die kant af, daar by Whitetail, van oor die 13 kilos. En hy het hom op sy voete gevang. So hy het vir hom 'n kolletjie hier voor warm gemaak, maar letterlik 5 meter van die kant af. Jy weet so, toe hy daai vis val, jy bedoel, daai vis het hom die hele rivier vol getou, maar hy het dan tyd gehad om so, nee, jy gaan hulle naby vang. Ek hou van agterhengel, maar jy kan nie teen jou hengel, jy kan nie. Lazy View is een van die venues in Valdam, wat bo by die inloop van die Vaalrivier is. En Sakkie ken die venue baie goed. En Lazy View is een van daai plekke waar ek kom as ek sosiaal moet gaan hengel op my eie vir 'n dag in die winter, is Lazy View die plek. Ek bel vir Charles en ek sê vir hom, hoorie, ek wil graag deurkom soontoe en ek gaan. En ek sê Lazy View kan jy nie gaan met 2 stokke nie, want jy mors net te veel tyd. Jy gaan soontoe met 3 stokke. Jy gooi een teen die oorkant, een in die middel en een teen die kant. En jy begin in die hengel en jy kyk waar buite. Ek en Johan Keet het op 'n dag soontoe gaan, laat Johan Keet vat letterlik sy stok en vat hy 'n strop en loop hy so teen die oewer af. Reguit in die oewer af, seker so 20 meter, hy het 'n pen in die grond gesteek daar en gesê dis waar ek my stok gooi. Loop hy so toe met sy strop, dan vat hy die strop so gooi hom so met die hand. Dan sak hy ding so in daai rivier af, want dis in daai boorlope van die Vaalrivier. En dan lê daai kaapsie teen die kant. Dan gooi jy in die middel of jy gooi oorkant, jy vang nie 'n kry nie 'n byt nie. Nee, gooi daai ding hierso letterlik 5 meter, 3 meter van die kant af. Jy vat die strop so aan die sowel en jy gooi hom so hier teen die kant, reg oor jou pen. Nee? En dan vang ons die vis. So dis hoekom ek vra, jy weet, is daai vis noodwendig altyd teen die oorkant of kan hulle teen die kant ook wees? Jy weet, ek dink die rivier omdat hy vloei, druk al die kos teen die kante uit. Dis maar my logika. Jy weet, so die kans dat jy hom hier voor gaan vang is baie net so goed.
Ja, maar ek dink dis iets wat ek dink die winter die hengelaars in die winter moet doen. So vir die luisteraars wat geluister het, moenie bang wees nie. Nou hy stok nou gaan in die garage sit. Nou nie maak so my pa maak met Grietjie nou om onder 'n seil gaan trek en sê okay, ek sien julle in Augustus of eerste maand wat Ek werk in die huis. Ons weet weer die ouens wat sê dat hulle hengel nie in maande sonder 'n R nie. Ons is nie meer in daai generasie nie. Ons is nou 'n nuwe generasie hengelaars. Ek dink ons moet nou maar die winterhengel aanvat soos ons Kalk sê. Dit is daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En dis nou die tyd en die plek vir groot vis. So kom ons gaan target hulle, kry jou gear reg, beplan reg, prepare. Gaan eerder 'n bietjie over prepare as ander prepared en maak seker jy het dit daar en dit nie nodig nie. Dis wat jy nodig het. Ek het 'n laaste vraag oor viskalk rondom die rivier. Dag of nag, wat is beter? Onthou dis Maar as ek dink as jy ek moet nou dit nou baie mooi stel, as jy die guts het om in die nag te hengel, maar dan moet jy warm bly. Dink ek is die nag seker by uitstek seker een van die beter tye om te hengel. En die rede maar net is jy weet die visse se guarding act verminder net, jy weet, so met ander woorde hulle is net nie meer so gestel op jy weet hy raak gemaklik. So, maar nou moet ek bysê ek het al by die rivier tussen 9 en 12 in die dag my grootste vis gevang. Maar die nag is dis wat die rivier so mooi maak, is naghengel, maar dan moet jy goenas hê om te hengel. Dis klaar. Ja, ek dink op daai noot sluit ons dit af. 'n heel laaste vraag. Jy het net gesê van 'n ou moet maar 'n wader kry, 'n lekker wader kry en sulke goed as vir die winterhengel. Waar kry jy 'n wader wat om jou kuit te pas? Ek is ernstig. Ek bedoel ons van hierdie nee, ek's ernstig. Daar's ouens wat sulke kuite het. Ja. So waar gaan jy het gedink ek komplimenteer jou oor jou kuite, maar wat ek net sê is waar gaan ouens, jy kry ouens wat regtig groot bene het. Waar gaan hulle ek het ouens al gekry, kry hulle in die middel van die winter, loop hy ou kaalvoet in die water. As jy ek kry nie 'n freaking wader nie. Okay. Nou wat maak ou? Nou hier's nou die deel waar ek sê nou sê jy geld na die probleem toe moet gooi. Ek sê nie met jou kuite gaan afsny nie. Maar jy kan Net nie so vraag kwaad raak, nie 'n kuite oppomp nie. Wees net relax. Daar's 'n vlieghengel maak en jy sal dit baie goed ken, jy sal baie lank in die hengel wat hulle noem 'n Reddington. Ja. Nou die Reddington waders dis nie 'n plastiese wader nie, dis soos 'n materiaal, maar is 'n baie puffy wader wat 'n neopreen skoentjie aan het. Hy het nie 'n boot aan nie. Hy het 'n kousie, as ek dit so kan stel. Nou as ek die dag 'n ou kry wie se kuite nie daarin pas en koop ek die Reddington vir hom. So dis soos 'n broek. Dis nie 'n wader nie, dis amper soos it's 'n neopreen wader. Ek weet nie wat se materiaal is dit nie. Dis 'n maar dit's 'n flexible ys. Jy rol hom op soos 'n broek. Dis net sy booties wat neopreen is. Maar die res van die wader is 'n dun materiaal. Dis maar dis 'n waterdigte materiaal. Maar nou praat ons van jy weet jy nou en ek gaan dit nou sê jy betaal tussen kom ek sê 3 en 5.500 rand vir die wader. Hang dit af van jou kuite se grootte. Nee, glad nie. Maar trek hom dan net dan trek hom gewone gumboots oor. Dit sit hom met in gumboots of wat? Ek hengel met crocs. So ek koop 'n baie groot krok wat jy moet onthou want jy moet nou daai neopreen kousie daarin kry. Want jy kan nie op daai booties loop nie want jy loop hulle deur. So met ander woorde, jy trek jou normale sweetpak broek met jou tights of wat ook al onder dit aan met 'n lekker dik kous. En dis nie 'n ding wat jou druk nie, dis nie 'n ding wat jou snel nie, dis nie jy kan gemaklik sit met hom want dit is letterlik soos 'n sweetpak broek. Dis 'n unbelievable dis 'n een keer in 'n leeftyd koop as jy hom kyk gaan hy baie lank hou. Oom Skalk sê oom vir my sê tannie Lorinda laat oom toe om met Crocs buite die huis te loop.
Slegs by die water. Al wat ek weet is ek gaan soos die baas voel, as ek sê, hoor jy, ek soek sulke groot Crocs. Jy moet onthou, jy weet wat sê hulle van ouens met groot skoene, né? Dis Hulle het groot wat ek voete. sê, ek gaan soos die baas voel. Hoe maak jy handtekens altyd? Barry, nou kan jy ook 'n nommer 15 krok dra. Ek sê mos. Alright, maar ek dink op daai Ek noot hy is dit sê kom en afsluit. ek sê vir Lia, ek het nommer 15 Crocs gekoop, maar moet jy so smal sy. Alright, maar luister, ek dink ons moet dit op daai noot moet ons dit maar afsluit. Oom Skalk is altyd dis altyd 'n fees om met hom te gesels. My helse voorreg dat ek hierdie kan doen op 'n jaarlikse basis of op elke 8-9 maande. Dis regtig vir my 'n voorreg. Oom, baie dankie sê vir die deel. Dat oom tyd uitgesit het, ek waardeer dit. Sakie, baie dankie. Dit bly 'n enorme voorreg en dankie vir wat julle doen. Baie dankie. En dan wil ek vir Pam maar weer eens dankie sê, paar daai kant gereël. Is al 116 episodes wat paar daai kant handle, so ek wil vir Pa sê dis 'n job well done. Moes dankie. Shop. Alright, en dan wil ek vir die luisteraars sê, baie dankie as julle geluister het tot nou toe. Ons sal volgende week ons weer back to normal. Julle weet ons waar ons is op 'n Woensdag 12:00. Ons is hierso. Sien ons julle dan. Cheers.